Familie, wyse, welvaart. Is jou familie reg om wys met welvaart te werk? Welkom by die weeklikse gesprek waar kenners saam met families na eerlike antwoorde op moeilike vrae soek. Ontdek ware wyshede vir jou familie se welvaart. Loer en luister aanlyn. RUG, wysheid vir ware welvaart. Hartlik welkom by 'n splinternuwe episode van Familiewyse Welvaart waar ek vir Niels Grobelaar saam met my het. Hallo Niels. Hallo Willem. Ja, so ek en Niels gesels al vir baie maande, jare, met families wie hulle welvaart uit besigheid gebou het, maar al die wysheid wat hulle nodig het om tussen hulle familie aan die een kant en hulle besigheid aan die ander kant hierdie welvaart te navigeer. So dis hoekom ons hierdie reekse in ons YouTube-uitsendings met video, maar ook op podcast Familiewyse Welvaart, en vir die van julle wat dalk gewonder het. En goed Niels, dalk vir mense wat jou die eerste keer nou online ontmoet, ietsie meer oor jouself. Ja, soos Willem sê, my naam is Niels Grobelaar, ek is 'n GR of assosiaat, soos dit nou maar meer bekend staan, geokte rekenmeester in mooi Afrikaans. Ek is dit al vir amper 30 jaar. Ek praktiseer binne Teros en Key, wat 'n familiebesigheid is, en dat is waarom ek so lief is vir familiebesigheid. Ja, meer as 10 jaar ook 'n finansiële adviseur, né? Ja, ons gaan al vir dubbelsyfers daar ook. So ek staan so met een voet in die finansiële advieswêreld saam met jou, en dan aan die ander kant in die belasting en rekenkundige wêreld. Ja, besigheidsstrukturering, maar dan ook baie familiebesigheidswerk. Ja, ek dink besigheid soos ons in wat gefokus is op families. Ek het derde en vierde geslag kliënte by ons. Kan jy nie anders as om hierdie goed te integreer nie, want dit is nie net koue belastingadvies nie, dis maar meer familiebesigheidsadvies wat 'n groot deel van ou se lewe word. Nee, verseker. Goed, ek self kom hier uit welvaartbestuur, het 'n meestersgraad in beleggingsbestuur. Maar ja, werk ook al vir 20-25 jaar in die finansiële dienste bedryf. En ja, ek dink wat ek en Niels oor die jare gesien het, is jy werk met families, jy spaar hulle miljoene rande aan belasting, boedelbelasting, kapitaalwinstbelasting, skenkingsbelasting, aankomstebelasting. Nee. Jy bou miljoene rande se beleggingsportefeuilles en bates saam met hulle op. En dan gaan hierdie bates oor van die een generasie na die ander, en dan word 'n klomp daarvan vernietig, en dan sê maar, o, goed genade, wat het ons hier gemis? En dis omdat ons baie sterk net aan die finansiële kant van goed gewerk het, en nie soveel aandag gegee het aan die familieverhoudingskant, en regtig intentioneel gewerk het daarmee om families te help om nie net finansiële kapitaal te bou nie, maar ook wat ons noem sosiale en geestelike kapitaal, en wat familiebesigheidspraktisiens ons toenemend begin sê, hulle sosio-emosionele kapitaal noem. So, aanvanklik bou mense besigheid en jy spandeer 'n klomp tyd en geld en energie daarin, nou het jy die bates, maar in die proses het jy die familie en familieverhoudings verwaarloos, en nou is almal ewe skielik in die besigheid en wil die bates erf en die en daai, nou moet jy agterkom, maar mense is nie reg vir rolle nie, hulle is nie reg om erfgename te wees nie, hulle is nie reg om trustees te wees, of direkteure van maatskappye nie, jy weet, en dan moet 'n mens doelbewus weer terugkom en eintlik met die familieverhoudings net 'n nodige vlak van intentionele werk doen om die familieverhoudings op 'n plek te kry dat hulle met hierdie bates welvaart besighede as verantwoordelike rentmeesters kan werk. Dis die groot ding. Ja. Goed, so jy kan nog gou oor die blok gesels waar ons is, tema 14. Ja, hier gaan maar oor familieverhoudings, nee, en die dinamika daarvan, van die geslagte, en veral waar dit na derde en vierde geslagte toe gaan, soos in die vorige episode ook verduidelik het, is eers boeties en sissies, en dan sit niggies en neefies, en jy sit nog al die aanverwante by, dan het jy 'n komplekse klomp verhoudings. Maak nie saak. Hoe meer verhoudings, hoe meer kompleks, en hoeveel harder werk ook. En wat ons in familiebesigheidsbeplanning sien ook, soos wat jy uit 'n governance oogpunt, 'n bestuurstoesigkant, baie fokus begin sit aan die besigheidskant, op jou raad van trustees, al die wetgewing en goed, ek en jy het 'n episode daaroor opgeneem, jou raad van direkteure, die direksie, die belangrike rol van onafhanklike trustees en direkteure, moet jy ook 'n familieraad hê, of 'n familieforum hê, en van die ouderlinge moet hierso kan dien, daar moet ook
jonger mense wees. Ek het nou die dag 'n familiegrondwet gelees waar dan na die jonger lede verwys word as die jeugbrigade en die ouer lede as die elders, maar hulle is saam in 'n familieraad en dan is die jeugbrigade het hulle junior board en so. Maar hier deel hulle die geskiedenis van die besigheid, vertel die waardes van die besigheid, maar daai raad is net so belangrik soos hierdie ander rade, jou raad van trustees en jou raad van direkteure. Want hier is ons eintlik besig om die volgende rolspelers in die familie te begin voorberei vir hierdie meer, ons sê, formele gestruktureerde rolle. En dis wat in 'n parallelle beplanningsproses so belangrik is, dat jy beide aan die besigheidskant fokus, maar ook aan die familiekant. So of jy besigheidsstrategie doen, jy moet ook familiestrategie doen. As jy met governance aan die besigheidskant werk, moet jy met governance in die familiekant ook werk. So, en dis hierdie dinamika, om tussen die dinamika wat binne die familieonderneming gebeur, moet jy 'n parallelle verhoudingsproses met familiedinamika bou. Maar goed, ons het verlede week lekker gesels oor hoe jy dialoog kan gebruik om jou familiebesigheid te versterk. Gaan kyk gerus na episode 93. Maar 94 hierdie week is 'n lekker kort vinnige episode, Niels. Ja, dit gaan oor goeie vrae. Hoe bring goeie vrae vir jou beter insigte oor jou familiebesigheid? Dus ask the right questions, soos die Engelsman sal sê. So reg, en in coaching leer hulle ons die kuns van goeie afrigting. Hulle eintlik in die vraag van goeie vrae. Nou goed, so ons gaan hierdie vir julle regtig prakties maak, maar ek wil met 2 Engelse aanhalings net hier op die skerm begin. En hierdie het te doen met hoe jy jou vraag stel. So as jy jou vraag sterk stel waar jy op probleme fokus, dan gaan jy doelbewus antwoorde uit die verlede kry. Want as jy die probleem stel, dan wil iemand teruggaan en sê, maar waar het hierdie ding begin? En dit help jou nie altyd om vorentoe te beweeg nie, want daarmee saamkom ook, maar dis nie eintlik my skuld nie. Ek wil my onthef van blaam en ek wil die blaam gaan skuif na iemand anders toe. Maar nou gee jy lig op die probleem, maar jy's glad nie, die gesprek raak baie keer ook pessimisties, negatief en so. As jy jou vraag anderster vra, dit kan oor dieselfde ding gaan, en jy sê eerder, wat wil jy bereik? Ons weet almal ons het 'n probleem hierso, maar wat wil jy bereik, sodat jy in die toekoms op 'n ander plek kan wees? Dan werk jy van die begin af met jou vraag uit die hoek van 'n uitkoms wat jy wil bereik, en nie net 'n probleem wat jy wil oplos nie. Maar ironies, deur die vraag op die tweede manier te vra, gaan jy eintlik die probleem aanspreek, maar net meer in 'n positiewe lig. So die manier hoe ek en Niels hierdie gaan doen is, ons gaan nou voor ons vinnige breek vat, gaan ons so 2 of 3 van hierdie praktiese vrae vra. Ons gaan die vraag uit 'n probleemraamwerk vra, en dan gaan ons die vraag uit 'n uitkomste raamwerk vra. En ek wil vra daar wat jy nou dalk ry en luister na die podcast of dalk na die YouTube video kyk. Probeer jouself net instel op, as hierdie vraag aan jou gevra word, wat gebeur in jou gemoed? En wat se ingesteldheid ontlok dit? Goed, Niels, so jy kan die eerste probleemvraag na die negatiewe kant toe. Jy kan hom in Engels lees hier, maar ek gaan hom oorsit in Afrikaans as jy wil. Dis daai vraag wat jy nooit jou vrou vra nie, nee. So what's your problem? What's your problem? Nou jy kan vir jouself dink, wat kom nou hier uit? Nou dink nou net aan die familiebesigheid. Hier's 2 broers. Het nou iets erg verkeerd gegaan op die fabriekvloer of ergens in hulle bemarkingsveld tog, en weet, duidelik is die ene ou hier so meer skuldig as die ander ou, en ou boet vra vir jong boet. Hel man, what's your problem? Wat is jou probleem hier? Waar gaan jy met hierdie ding gaan? Kyk na 'n ander perspektief, na die positiewe kant, en dan vra jy, what do you want? Kyk, goed, het hier verkeerd gegaan, maar wat wil jy hê moet nou gebeur? Onmiddellik skuif jou fokus na, ons weet ons het 'n probleem nie, maar hoe gaan ons hierdie ding regmaak? Hoe gaan ons 'n beter toekoms, 'n ander toekoms skep? Ja, ek dink hierdie tipe vrae is baie keer baie strategies, want jy ervaar frustrasie in iemand anders, veral as jy saamwerk en saam bly en saam leef, ervaar jy, en dan is jou ding, wat is jou probleem? Dan is jou vraag dit, en dit gaan eintlik oor, wat maak jou ongelukkig? So, wat moet anders wees om jou nie ongelukkig te maak nie, en dit kom ons by, wat wil jy hê? En dis iets om te onthou verseker. Ek dink ook wat families baie keer
vergeet, is omdat hulle naby verhoudings mekaar leef en saam groot geword het. En toe hulle groot geword het, kon ek vir jou gevra, what's your problem? En dit was nie 'n issue, want ek het as 'n broer dit vir jou gevra of. Maar nou is ons professioneel in 'n besigheidsverhouding met mekaar en voor ander werknemers, weet, vra ek die vraag vir jou amper so wat ek vir jou as 'n broer sou gevra het en nou is daar konflik en daai konflik weet spoel oor in die groter besigheid en dis dalk nie heeltemal die ideale manier om mee te werk nie. So wees dalk net bedag daarop binne julle familiebesighede dat 'n mens hierna moet kyk. Goed, ek gaan die probleemvraag hierso vra. En kom ons sê hier is 'n probleem waar binne ons besigheid nie ons lankal met iets sukkel. Nou kan ek vir jou sê how long have you had it? Jy weet, so hoe lank sukkel jy nou al met hierdie ding? So dit onmiddellik is dit ek fokus op die probleem, hier's blame. So jy kan die vraag dalk nou omdraai en dit meer na die uitkomskant toe na my toe stel, ja. Ja, so in Engels is how will you know when you have got it? Met ander woorde, wat wil jy hê? Ja, wat wil jy hê en hoe gaan jy weet of jy dit gekry het? So mens in konteks die twee bymekaar sit natuurlik. Ja, maar fokus weg van die probleem na 'n moontlike oplossing. Goed, so daar's twee ligte voorbeelde wat ons hier nou so al vir die Engels uit oordra en vertaal. Maar kom ons neem gou aan ons vir dit breek. Hoe gaan dit met jou geldsaake? En met jou? Jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dis wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes. RIG Adviesdienste sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RIG. Wysheid vir ware welvaart. Right, welkom terug. Jy skakel terug in op die middel van die episode waar ek met Niels Grobelaar in episode 94 gesels. Niels? Ja, hoe gebruik jy goeie vrae vir beter insigte oor jou familiebesigheid? Goed, so ons nie eerste helfte gefokus op hoe belangrik dit is om nie wanneer mens vrae vir mekaar vra op die verlede en die probleem te fokus nie, maar eerder op die uitkoms en die toekoms te fokus. So ons het 2 voorbeelde al hanteer, ons wil gou nou nog 3 voorbeelde hanteer. So Niels gaan vir my 'n vraag vra vanuit 'n probleemperspektief en dan gaan ek die vraag omdraai meer na uitkoms gebaseerde perspektief. Ja, so why did it start? Hoe kom dit begin? Waar kom dit vandaan? Daai tipe aanvallende tipe vraag, né? Ja. Goed, en dan weet ek kan nou op my agtervoete wees en sê nee, maar ek het dit nie begin, iemand anders het of weet ek het dit vir goeie redes begin, maar dit draai nou anders uit en dis nie wat ek die vraag kan uit 'n positiewe kant gevra word en hy kan byvoorbeeld vra what else in your life will improve when you get it. So ons probeer saam iets bereik en hy kan my na die toekoms toe fokus en sê as ek hierdie kan regkry, hoe gaan dit my lewe of ons besigheid beter maak? Dis weer eens net 'n aksentverskil. Ja, die 3 vrae aan die uitkomkans bou op mekaar. Weet, ja. Wat wil jy hê? Hoe gaan jy weet jy dit gekry het en wat gaan anders wees as jy dit gekry het? Dit gee jou eintlik 'n perspektief op 'n beter en 'n nuwe toekoms, né? Goed. Die volgende een hier op die skerm kan ek vir Niels vra, maar wie se skuld is dit? Jy weet, who's to blame? Maar onmiddellik as jy nie is nie ek nie, dit is iemand anders of ja. Niels is nou 'n langer sin, maar kyk net hoe gaan jy dit omdraai om na die positiewe te kyk. Ja, is eintlik 'n baie kort negatiewe vraag wat 'n baie lang positiewe vraag eintlik is. And what resources do you already have which can help you to achieve this outcome? So, wat het jy klaar? Jy wil dit bereik. Wat het jy klaar om daarby uit te kom? Goed het verkeerd gegaan. Iemand is dalk te blameer hierso, maar dis nie asof jy heeltemal in Tomatiestraat sit of nog nie begin het met 'n projek of wat nie. Jy het 'n klomp goed al bereik. Jy het sekere hulpbronne, sekere verhoudings gebou. So en ten minste uit die foute wat jy gemaak het, kan jy skoolgeld betaal. Sê ek het hierdie probeer, dit werk nie. Ons gaan nou hierdie probeer moontlik werk, maar jy's nie terug by kom ons sê square one, jy sal 'n eind weg. Jy moet net jou perspektief verander en sê, hoe gaan ek nou hiervan af verder bou? Ek het iets. En ek is actually, al voel dit nie vir my so nie, dalk 'n hele paar tree nader om 'n uitkoms of 'n resultaat te bereik. Daai perspektiefskuif is eintlik baie kragtig hierso. Goed, kom ons vat nog 'n voorbeeld hierso. Jy kan na die negatiewe kant toe hierso vra,
what is your worst experience with this problem? So nou kan jy gaan sê, ons het nou hierdie probleem, wat was jou slegste ervaring hiervan? Dit sit jou onmiddellik op 'n plek waar jy terugblaai in die verlede en sê, "Jesus, hierdie was sleg." Maar hel, hierdie was nog 10 keer slegter. En dan gaan pak ons daai ding uit en ons gaan gal af en sê, maar dit was verskriklik sleg. En ons praat mekaar in 'n depro in. Hoe kan ons hierdie miskien positief draai? Yeah, what is something similar which you did succeed in doing? So, waar het jy sukses gehad in iets soortgelyks? Waar's 'n positiewe storie? Wat het gewerk? Ja, ek het dit gaan doen, ek het hierdie kursus gaan doen, ek het hierdie projek aangepak, ek het hierdie gedoen en dit was suksesvol en dis dieselfde as hierdie. Dis daai positiewe koneksie wat jy soek. Ja. Ag nee, dit is great. Goed, ons sommer net in 'n lekker gesprekstrand. Ek dink hierdie is 'n ongelooflike praktiese manier om hiermee te werk. So dankie aan RIG, besoek ons webwerf gerus. Niels in episode 95, dink hierdie gaan 'n interessante ene wees. Ja, bestuur realistiese verwagtinge en ooreenkomste in jou familiebesigheid. Ja. Dink hierdie moenie hierdie episode oor 2 weke mis nie, bly ingeskakel. Ja, daar's 'n magdom van 94 episodes hierheen ingesluit opgeneem. Dis op YouTube kanaal beskikbaar, so deel dit asseblief met mense, dis ook in die verskillende podcast platforms. 'n vraag vir refleksie, miskien wat ek net in julle midde wil los is hierso. Fokus in die vrae wat julle aan mekaar vra, eerder op die uitkomste wat julle wil bereik, eerder as om op die probleem van die verlede te fokus. Gaan loer gerus aanlyn in ons skool van wysheid vir welvaart vir kursusse op ons YouTube kanaal. Wees so gaaf asseblief om dit te like en te subscribe en te share. Ekskuus al my Engels, ek het wat ook al deel allerlei Afrikaanse taal wat mense kan gebruik. Taalpuriste vergewe ons nie. Ons e-posadres info@rig.ac, ons webwerf rig.ac. Tot volgende keer, dankie Niels. Dankie wel. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie. Wyse. Welvaart.